Vandag se lesie gaan ons nou verder met ons eksponente en ons eksponentwette, en in vandag se les gaan ons nou kyk na 'n paar afleidings wat ons kan maak uit die wette uit wat ons reeds gedoen het. Nou goed, die eerste afleiding wat ons kan maak is dat enige iets tot die mag 0 is altyd gelyk aan 1. Die beperking van die enige iets is net dat dit nooit gelyk mag wees aan 0 nie. Met ander woorde, A is die plekhouer vir dit. As ons kyk na 'n paar voorbeelde, dan kan ons nou sien uit hierdie afleiding uit 2 tot die mag 0. Met ander woorde, wat is my grondtalletjie? My grondtal is 2, maar my eksponent is 0. 2 tot die mag 0 is gelyk aan 1. Volgende voorbeeldjie wat ons nou kan kyk is soos 16a tot die mag 0. Onthou nou, die 16 is my koëffisiënt, so hy bly daar. Wat is verhef tot die mag 0? Die a is verhef tot die mag 0. Met ander woorde, my 16 bly daar en a tot die mag 0 is 1. So die antwoord van hierdie is dan, finale antwoord is dan net 16. Volgende voorbeeldjie waarna ons gaan kyk, as ek byvoorbeeld het 2 plus x tot die mag 0, dan beteken dit hier die hele hakkie is tot die mag 0, en dit maak dat hier die hele sommetjie se antwoord ook net 1 is. Want onthou, enige iets, die enige iets is in nou hierdie geval 2 plus x. Wanneer ons kyk na ons volgende voorbeeld, het ons minus 3 tot die mag 0. Nou onthou nou weer eens, dis net soos by die vorige enetjie, hierdie hele minus 3 is verhef tot die mag 0. Met ander woorde, enigiets, al is daai 'n negatiewe getal, is my antwoord 'n positiewe 1. Wat julle nou mooi moet oplet is soos by ons volgende voorbeeldjie het ons minus 3 tot die mag 0. Kan julle sien, hy lyk anders as jou vorige een? Hierso is my 3 tot die mag 0 nou. En die minus, met ander woorde, ek kan dit eintlik skryf dat hier 'n spook 1 voor hom staan, so ek het my 3 tot die mag 0, en dit gee dan vir my die minus 1 antwoord, omdat die minus apart is van die 3 tot die mag 0. By voorbeeld 4 was die minus ingesluit in my hakkie, en dit is hoekom hy dan vir my 'n positiewe antwoord gee. Goed, dit is dan die eerste afleiding wat ons kan maak. Uit die tweede afleiding wat ons gemaak het, kan ons sê a tot die mag minus n is gelyk aan 1 op a tot die mag n. Dit gaan nou hier oor ons negatiewe magte, en met hierdie het ons 'n paar afleidings wat ons gaan maak, wat ek nou vir julle sommer almal van gaan neerskryf. Onthou, as ons kyk na a tot die mag minus n, soos ons in graad 9 geleer het, is dit so goed of hy staan op 1. Nou, wanneer hy 'n negatiewe mag het, dan nie hou daarvan om te sê, wanneer hy 'n negatiewe maggie het, dan beteken dit hy gaan ongelukkig wees. Hy wil nie graag negatief wees nie. Negatiewe mense maak ook mos maar altyd moeilikheid. So hy wil graag positief wees. Vir hom om positief te word, moet hy afgaan ondertoe. En die 1 kom dan op boontoe. Met ander woorde, ons gaan die 1 boontoe skryf en die a tot die mag n ondertoe skryf. Nou is hy 'n positiewe eksponent, en nou is sy hart bly, want hy staan op die regte plek. Goed, nou by hierdie is daar 'n paar ander tipe voorbeelde wat julle kan aandink. Ons het a x tot die mag minus n. Nou moet ons net hier onthou, a is my koëffisiënt, en as julle mooi kyk, is my a se eksponentjie is 1. So a is gelukkig, hy is nie bekommerd oor waar hy is nie. Maar as ons kyk na hierdie a x tot die mag minus n op 1, dan gaan ek, as hy wil verander,
is die enetjie wat ongelukkig is my x tot die mag minus n. So hy kom af ondertoe. Jy kan nou sê die 1 gaan boontoe, maar die 1 bly mos maar 1. Met ander woorde, as ek hom gaan skryf as 'n positiewe mag, kry ek a op x tot die mag n. So dis net my x tot die mag minus n wat afskuif. Wanneer ek nou kyk na die volgende enetjie, my volgende voorbeeld van hierdie is as ons nou die voorbeeld het van ax tot die mag minus n. Nou moet jy onthou hierdie hele ax tot die mag n maak deel uit van die mag. En hy is tot die mag minus n. So as ons hom op 1 sit, dan gaan dit beteken hierdie hele ax tot die mag minus n gaan af ondertoe en die 1 kom op boontoe. So ons het a op, met ander woorde ons antwoord is nou 1 en die ax tot die mag n word nou 'n positiewe n is nou my noemer. Jy kan nou volgens jou wette om verder uitbrei en onthou hier staan 'n 1 en 'n 1 eksponent, so as ons hom nou verder uitbrei, dan kry ons 1 op. Onthou, ons gaan vermenigvuldig, as ons 'n mag verhef tot 'n mag, dan kry ons a tot die mag n, en ons vermenigvuldig die x tot die mag 1, en ons kry x tot die mag 1 vermenigvuldig ons met n, en ons kry dit is x tot die mag n. Soos julle kan sien, hierdie alles het met negatiewe magte te doen. As ons nou het a op x tot die mag minus n, nou moet julle mooi sien, my x tot die mag minus n is nou in die noemer. Nou is 'n negatief is ongelukkig, hy wil nie daar wees nie, want dit is nie vir hom lekker daar nie. Nou beteken dit, hy gaan op boontoe, maar my akie is klaar tevrede, hy is tot die mag 1. So hy hoef nêrens heen te gaan nie, hy bly daar, a, dan word hy x tot die mag n. Jy kan hom skryf op 1, maar ons skryf dit sommer as net ax tot die mag n. Onthou, dit is nou met ons negatiewe magte. As ons nog 'n voorbeeldjie aandink, nog 'n tipe een van 'n negatiewe mag, as ons het 1 op ax tot die mag minus n. Nou kyk nou weer mooi, onthou my a is 1. Hy is klaar positief, so hy is net waar hy wil wees, op die regte plek. Maar my x tot die mag minus n is die ongelukkige een, so hy moet opgaan boontoe. Ons het dan x tot die mag n op a, as ons hom moet vereenvoudig. Die laaste enetjie wat nou van hierdie soort afleiding is, 1 op ax, en onthou my ax is nou in 'n geheel in hierdie hakkie, met ander woorde hierdie hele enetjie is ongelukkig, so hy wil opgaan boontoe. Met ander woorde, dit word dieselfde as ax tot die mag n, en as ons hom nou weer verder uitbrei, kan ons sien ons het 'n eksponent 1, en ons pas ons eksponentwette toe, so dis 1 maal n, dit word a tot die mag n, verder is dit 1 maal n, en dit word x tot die mag n. Ons kyk nou net 'n paar voorbeelde van hierdie. Die voorbeelde sal vra vereenvoudig. So as ons kyk na 'n paar voorbeelde, het ons byvoorbeeld 2 tot die mag minus 2. Nou onthou, 2 tot die mag minus 2 beteken so goed of hy staan op 'n 1. Daai minus 2 is ongelukkig, want hy is negatief, met ander woorde die 2 tot die mag minus 2 gaan ondertoe en die 1 kom boontoe. So ek het 'n 1 op 2 tot die mag 2, hy word nou 'n positief, en dit gee vir my 1 op 2 maal 2 is 4.
Goed, volgende voorbeeldjie. As ons kyk na 2 tot die mag min 2 op 3. Wat let julle op van die 3? Die 3 het 'n positiewe maggie van 1, dit is reg. En watter een het my negatiewe mag? Ek het 'n min 2, so hy is ongelukkig, so wat moet met hom gebeur? Hy moet onder toe gaan, maar onthou, my 3 is klaar reg, want hy is klaar positief, so daai word 'n 1 bo, en 3 maal met 2 tot die mag 2. Nou is my 2 tot die mag 2 positief, hy is gelukkig waar hy is 1 op 3 maal 4, en dit gee vir my 1 op 12. Die volgende voorbeeldjie waarna ons kyk is byvoorbeeld b op a tot die mag min 5. Goed, nou wat sien julle hier? Dis reg, as jy mooi kyk, jou b het 'n positiewe eksponent, so hy is klaar gelukkig waar hy is. Maar wat sien ons? My a tot die mag 5 het a tot die mag minus 5 het 'n negatiewe eksponent. So hy is ongelukkig, hy wil nie daar wees nie, hy gaan dan op boontoe, dan word hy positief. So a tot die mag 5, b is daai antwoord dan. Ons volgende voorbeeld het ons a tot die mag min 2, x tot die mag 2. A tot die mag 3, x tot die mag min 1. Nou jy kan hom op 'n paar verskillende maniere doen, maar ek sal nou, terwyl ons nou oor die positiewe en die negatiewe eksponente werk, sal ek met die negatiewe eksponentwet gaan kyk, dan sal ek sê watter een is negatief, daai enetjie is negatief, so hy wil onder toe gaan. Daai ene is positief, so hy staan op die regte plek. Hierdie een is positief, so hy staan op die regte plek. Hierdie een is negatief, so hy wil boontoe gaan. Sy boontoe gaan word hy positief, so ons gaan hê, my x kwadraat is bo, hy bly daar. X tot die mag min 1 gaan op, hy word x tot die mag 1. Dit is nie nodig om die enetjie te skryf nie, Tannie doen dit nou net terwille van die verduideliking. My a tot die mag 3 is op die regte plek, a tot die mag min 2 is ongelukkig, hy gaan af onder toe, hy word a tot die mag 2. Nou kan ek my wet toepas, wat nou weer sê, ek het dieselfde grondtalle, met ander woorde, ek gaan wat ek vermenigvuldig, so ek moet my eksponente by mekaar tel. Onder die lyn het ek nou die dieselfde grondtal a, so ek moet hom ook skryf as a tot die mag 3 plus 2, dit gee vir my x tot die mag 3 op a tot die mag 5. Die volgende afleidingkie wat ons kan maak, is wanneer ons werk met breuke a, b tot die mag minus m, kan ons hom gaan skryf as hierdie 2 draai om, en dan word my mag positief. Met ander woorde, hy word b op a tot die mag m. Nou kom ek wys net vir julle hoe werk dit mos nou, want onthou, as ons het a op b tot die mag minus m, en ons pas ons wette toe van 'n mag verhef tot 'n mag, dan het ons mos nou 'n spook 1 en 'n spook 1. En ons wet sê vir ons gaan die 1 maal met minus m, so ek kry a tot die mag minus m. En die volgende enetjie gaan ek die 1 maal met minus m, so ek kry onder die lyn 'n b tot die mag minus m. Nou sien julle wat gebeur. Nou is a ongelukkig, want hy het 'n negatiewe mag, so hy wil onder toe gaan. En wat van b? B is ongelukkig, want hy het 'n negatiewe mag, so hy wil boontoe gaan. Met ander woorde, ons antwoord word
B tot die mag M op A tot die mag M. En as ek hom nou net weer gaan skryf, omdat hier die eksponente van my presies dieselfde is, kan ek dit weer skryf as B op A tot die mag M. Goed, maak seker dat julle hierdie mooi verstaan, want dit is belangrike werk hierdie. Nou 'n ander afleiding wat ons ook nou met die negatiewe mag kan hê, en dit is soos julle nou gesien het, as ons het A tot die mag minus M op B tot die mag minus M, dan beteken dit nou, hierdie A tot die mag minus M is ongelukkig, want hy is negatief, so hy wil onder toe gaan. B tot die mag minus M is ongelukkig, hy wil boontoe gaan, dan word hy positief. B tot die mag M op A tot die mag M. Kom ons kyk net na voorbeelde rondom hierdie. As ons het 2 op 3 tot die mag minus 3, dan is daar die verskillende maniere wat ons hom nou kan doen. Ons kan hierdie 2 gaan omruil, en ons kan die mag positief maak. So ons kan hom skryf as 3 op 2 tot die mag 3. Dan kan ek hom nou verder gaan uitwerk, deur te sê ek het my spook ene, so ek gaan daai 1 maal met 3, so dit gee vir my 3 tot die mag 3, en onder die lyn het ek 1 maal met 3, so dit gee vir my 2 tot die mag 3. Dit gee vir my 27 op 8. Volgende voorbeeldjie wat ons kan kyk is soos 2 op 5 tot die mag min 1, en ons kan dit ook net skryf as min 1, met ander woorde, ons gaan hierdie 2 omdraai, hulle 2 omdraai, en ons maak ons mag positief, so dit word 5 op 2 tot die mag 1, en dit is dieselfde as 5 op 2. Kom ons doen 'n voorbeeld wat 'n bietjie meer om die lyf het. As ons byvoorbeeld kyk na x tot die mag minus 4 uit tot die mag 8 op x tot die mag 2 uit tot die mag minus 3. Tot die mag minus 2. Nou goed, jy kan hierdie nou op verskillende maniere benader. So as ons nou kyk na ons reeltjie, dan kan ons nou gaan sê, as ons reël nou wil toepas, en ons begin van die buitekant af werk, dan gaan ek nou sê, ek gaan hierdie 2 omruil, en ek gaan my eksponente positief maak. Met ander woorde, die hele ding wat in die hakkie staan, so daai word x kwadraat uit tot die mag minus 3 op x tot die mag minus 4 uit tot die mag 8. En dit is dan tot die mag 2. Nou kan ek binne in my hakkie gaan kyk. Ek het nou my buitenste hakkie positief gemaak. Nou kan ek binne in my hakkie gaan kyk. Nou sien ek hier binne in my hakkie hierdie uit tot die mag minus 3. So hy is negatief, hy wil onder toe gaan. En ek sien my x tot die mag minus 4 is in my noemer. Hy is negatief, so hy wil teller toe gaan. Met ander woorde, daai x kwadraat sien ek is gelukkig, en die uit tot die mag 8 is gelukkig, want hulle is klaar positief. So daai word x tot die mag 4 maal met x tot die mag 2 op uit tot die mag 3 maal met uit tot die mag 8. En dit word nog verhef tot die mag 2. Dit gee vir my x tot die mag 6 op uit tot die mag 11 verhef tot die mag 2, en dit gee vir my, as ek my wet nou toepas, onthou ek gaan vermenigvuldig die 6 met die 2, gee vir my x tot die mag 12, en die
y vermenigvuldig ek, y tot die mag 11 vermenigvuldig ek met 2, dit gee vir my y tot die mag 22. Goed, so dit is die een manier hoe jy hom kon doen. Of jy kon nou gegaan het en jy kan gesê het, ek het x tot die mag minus 4, y tot die mag 8, op x tot die mag 2, y tot die mag minus 3. Kyk, is baie belangrik dat jy jou eie pad vind van hoe jy met hom sal werk. As ek my aanvanklike reël toepas, wat moes nou sê, as ons 'n mag verhef tot 'n mag, vermenigvuldig ek die eksponente, so dan sal ek sê, x tot die mag minus 4 maal met minus 2, en dit gee vir my, x tot die mag min maal 'n min is 'n plus, en 'n 4 maal 2 is 8. Dan gaan ek met my volgende enetjie die y tot die mag 8 vermenigvuldig met die min 2. Dan kry ek 'n plus maal 'n min is 'n min, 8 maal 2 is 16. Nou gaan ek met my volgende ene, gaan ek die 2 vermenigvuldig met die min 2, so ek kry dit is x tot die mag min 4, en my volgende enetjie wat ek gaan vermenigvuldig is my y. Min 3 maal met die min 2, min maal 'n min is 'n plus, 3 maal 2 is 6. Nou kan ek hier vandaan af, kan ek gaan kyk weer na my positiewe en my negatiewe eksponente. So ek sien hierdie enetjie is negatief, hy wil onder toe gaan. Verder sien ek hierdie een is negatief, hy wil boontoe gaan. So dit word x tot die mag 4, x tot die mag 8, op y tot die mag 6, y tot die mag 16. En dit gee ook vir my x tot die mag 12 op y tot die mag 22. Jy kan sien, as julle nou in matriek eindeksamen kom, gaan al hierdie verskillende maniere gaan deel wees van jou memorandum. So kom ons kyk weer na x tot die mag min 4, y tot die mag 8, op x tot die mag 2, y tot die mag min 3. Dit alles is tot die mag min 2. Nou kan jy ook eers gegaan het en binne in jou hakie gaan werk het. So as jy nou gaan kyk na binne in jou hakie, dan sien jy my x tot die mag min 4 is negatief, hy wil onder toe gaan, my y tot die mag min 3 is negatief, hy wil boontoe gaan. So ons kry y tot die mag 8 maal met y tot die mag 3 bo, en onder die lyn kry ons 'n x tot die mag 4 maal met 'n x tot die mag 2. Maar onthou, ek het nou binne die hakie begin werk, so hierdie is nog steeds tot die mag min 2. Nou kry ek in my hakie, y tot die mag 8 plus 3 is 11, op x tot die mag 4 plus 2 is 6. En dit gee vir my nou nog tot die mag min 2. Nou kan ek gaan sê, ok, ek gaan nou hierdie 2 omruil, en ek gaan my eksponent positief maak. Met ander woorde, dit word x tot die mag 6 op, y tot die mag 11, en my eksponent word nou tot die mag 2. Nou gaan ek laaste hierdie prosedure toepas, wat ek sê, 6 maal 2 my wet, van 'n mag verhef tot 'n mag, dit gee vir my x tot die mag 12, op, en die volgende enetjie gaan ek die 11 vermenigvuldig met die 2, en 11 maal 2 is 22. So julle kan sien, daar's 'n paar maniere om hierdie som te benader. Julle moet nou net die pad kry wat vir julle die lekker pad is om te volg. Goed, nog 'n afleiding wat ons kan maak. Ons vierde afleiding wat ons nou kan maak ook, is as ek het a tot die mag p op q, dan is dit dieselfde as a tot die mag p se q-de magswortel.
As ons kyk na hierdie, dan beteken dit ons a tot die mag p op q, dit beteken hierdie is 'n rasionale eksponent. As ek nou kyk na hierdie, dan is dit 'n rasionale eksponent. So dit sê vir my a tot die mag p se kiede magswortel. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. As ek het 4 tot die mag 'n half, dan beteken dit is 4 tot die mag 1 se vierkantswortel. Daar staan 'n spook 2. Wanneer dit net 'n vierkantswortel is, dan is dit 'n spook 2kie wat daar staan. Met ander woorde, ons kan sê dis die vierkantswortel van 4 en dit gee vir my 'n antwoord van 2. As ek kyk na die 4de magswortel van n tot die mag 3, dan kan ek sê as ek die 4de magswortel moet kry, dan gaan ek die eksponent deel deur 4. So ek kan dit skryf as n tot die mag, my eksponent gedeel deur my magswortel is 4. So jy kan nou sien, hierso het my magswortel het my noemer geword van my rasionale eksponent. Dit was dan nou my tweede voorbeeld. As ek nou na my derde voorbeeldjie kyk, dan kan ek het as ek a tot die mag x se vierkantswortel het, dan beteken dit nou, hierso staan 'n spook 2kie. So, wat kan ek doen? Ek gaan die x deel deur 2, as ek omskryf as 'n rasionale eksponent. Wanneer ek kyk na die derde magswortel van x, maar nou is hierdie mag verhef tot die mag 6. So die derde magswortel van x, onthou, hier staan 'n spook 1. So die derde magswortel kan ek skryf as x tot die mag 1 op 3. En hierdie magswortel is die een wat in die noemer is van my rasionale eksponent. Maar onthou, hierdie een is nou nog verhef tot die mag 6. So die mag is verhef tot die mag 6. As ek nou my reël toepas, my reël sê vir my wet sê vir my, as ek 'n mag verhef tot 'n mag, gaan ek die grondtal dieselfde hou wat x is en ek gaan die eksponente vermenigvuldig. En ek kry 'n derde maal 6, met ander woorde 'n derde maal 6 is 2. So dit is my finale antwoord. Goed, jy kan nou hierdie lesie inoefen deur al die tipiese huiswerksommetjies te doen. Eksponente se sommetjies is reg lekker vinnig. Oefen hierdie lesie van die afleidings in, sodat jy baie mooi vertroud is met dit. Geniet dit.